Goeiemôre. Ek sien julle. Ek sou julle baie beter gesien het as julle hier by my gesit het, nee. Kyk hoe die plekke nou ook hierso. Waar daar? Ja, welkom aan die tafel. En ons het verlede week vir mekaar gesê, ons is mos familie vir mekaar. En daarom hoort ons by mekaar, en daarom moet ons by mekaar uitkom en moet ons 'n ritme daarvoor kry, sodat ons mekaar kan geniet. Julle het nou so lekker gesels, dat ek vermoed, julle het mekaar almal gegroet, en julle het uitgevind tot verlede Sondag toe, en ook wat lê vir julle voor in die week wat voor lê. Maar maak daarom net gou seker dat julle weet wie is die mense met wie julle so lekker gesels. En ek wil terselfdertyd sê, as daar nou van julle is wat nou ver van ander mense afsit, dan moet julle so twee stoele met julle aanskuif, dat julle kan beleef dat julle deel is van hierdie klomp mense wat so met mekaar is. Hier is onder andere 'n tafel in die saal. Nou ek sal dit doelbewus nie so kyk nie, waar daar 'n klomp vroue sit aan die tafel en vir my sê hulle is die enkel vroue tafel. So in die tyd wat voor lê, is daar enkele van my vriende wat Langebaan toe verhuis. En die wonderlike het ek van hulle gesê, dis mans. Enkelmans. So toe ek so rondgestap het ek mooi gekyk na al die gesigte wat by die tafel sit. So hier gaan nog 'n ding gebeur, ergens deur die loop van hierdie jaar. Ag, dit is goed om so by mekaar te wees en mekaar te kan geniet. Ons is hier in lydenstyd. Dit is ook 'n 40 dae, né, vandat ons begin het totdat ons uitkom daar by die Paas naweek, wil ek maar sê, soos wat ons daaroor praat. En as ons nou vandag 'n Kers doof, dan beteken dit na vandag bly daar nog 2 Sondae voordat ons uitkom by Paasnaweek.
So daar's 2 Sondae wat ons nog van die kerse simbolies gaan doof, en dan op die Vrydag self gaan ons die laaste kers, gaan ons ook doof. So daarmee herinner ons mekaar aan die tyd waarbinne ons is, en my kollega is ook vanmôre hier by my op die verhoog, en sy gaan vir ons die Christuskers aansteek wat ons bly brand, en ons weet wat is die simbool van hierdie kers. Op elke liewe tafel is daar ook 'n kersie. Daar is ook 'n boksie met vuurhoutjies. En ek wil vra dat een van julle op elke tafel vir ons daardie kersie sal aansteek vir die verloop van die erediens. Ja, en hier en daar waar nie mense sit nie, is daar ook kersies, so as jy sukkel met jou kersie, dan kan jy ergens enetjie nader trek. Ek herinner julle graag aan die woorde daar in Openbaring wat sê, en wat ek baie dikwels gebruik aan die begin in die erediens, ek is die Alfa en die Omega. Hy wat is en wat was en wat kom, die magtige. Liewe broers en susters, mag julle in hierdie oomblikke God beleef met sy besondere liefde wat hy vir jou het. Mag jy iets daarvan sien in die mense rondom jou. En mag jy in hierdie oggend ook op 'n manier herinner word of versterk word sodat ons kan lewe. Amen. Daar is 3 liedere wat ons gaan sing en die een gaan volg op die ander. Ek moet nou altyd seker maak, party mense sê my man, ek kan nie so lank staan nie. Nou dis 3 liedere aan mekaar, so ek wil vir julle sê, julle kan maar sit vir hierdie 3 liedere, maar daar's ander liedere deur die loop van die diens wat ek gaan sê, kom ons staan vir die oomblik en dan doen ons dit ook sommer lekker met oorgaan. So elke keer by die 3 liedere is daar ook die 3 verse, maar julle kan die skerme net eenvoudig volg, julle behoort dit almal mooi duidelik te kan sien, en dan doen ons dit voluit. Dis julle gereed daarvoor. Aan Jesus koning al die eer.
Of den Tag
gesin en julle doen dit met heerlike oorgawe. In hierdie oggend gaan ons vir oomblikke stil staan by die 7 woorde wat uit Jesus se mond gekom het terwyl hy daar aan die kruis gehang het. En vir wegtrek wil ek julle nooi om net na hierdie lied te luister. Daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vandag voor die hak het hy gedans en jy na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swat, want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? En wie sal my gitaar se snare breek? Wie sal my kan doodmaak as my voete in dans verlos wil breek? Want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak. Daar was daar nooit die pyn, deur die spykers, deur die bloed, dat die houtkruis kraak. Want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ja, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. In daardie ure wat Jesus aan die kruis was, het hy 'n eerste keer gepraat en gesê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die eerste kruiswoord gaan oor vergifnis. Vergifnis is waaroor die kruis gaan.
Dis waarvoor Jesus gekom het. Vergifnis begin by God. En ons het vergifnis nodig, want ons het almal gesondig en is ver van God af. Daar is 'n kloof tussen ons en God, as gevolg van ons sonde, wat ons nie op ons eie kan oorsteek nie. Jesus het die prys betaal met sy lewe, met sy liggaam en sy bloed, sodat ons vry kan wees, sodat ons verhouding met God herstel kan wees. Kolossense 2 vers 14. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Die kruis is die brug van vergifnis, waarmee ons die kloof tussen ons en God kan oorsteek. Jesus het aan die kruis gesê, Vader, vergeef hulle. Hy bid nie net vir diegene wat hom kruisig nie, hy bid vir elkeen van ons, want dit is as het ware ons sonde wat hom gekruisig. Jy, as jy die enigste persoon op aarde was, sou jy die een wees wat die spykers moes inkap. En as ons moet probeer om dit in prentjies te sê, dan is dit moontlik die prentjie wat ons sou kon teken. Jesus het weer gepraat en gesê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die tweede kruiswoord gaan oor geloofsekerheid. Die misdadiger aan die kruis langs Jesus besef dat dit net deur Jesus is wat daar vir hom redding kan kom. Hy roep uit na hom en Jesus gee hom die sekerheid dat hy die ewige lewe sal hê, dat hy in die hemel sal wees, dat hy gered is en by God sal wees. Ons kan en moet ook hierdie sekerheid hê wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, wanneer ons na hom uitroep en in hom glo en hom vertrou. Die beloftes in die Bybel is die basis vir die sekerheid wat ons kan hê. Romeine 10 vers 11. Niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skryf ek, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Johannes 6 vers 47. Wie in my glo, het die ewige lewe. Met hierdie woorde in ons ore wil ek verwys na die kruisie wat voor jou op die tafel lê. Ek weet nie hoeveel van julle onthou het om 'n pen of 'n potlood saam te bring nie. Daar is hande wat beweeg en daar sakkies wat uitgehaal word. Die gedagte van die kruis voor jou op die tafel is dat soos wat ons deur die woorde van Jesus en die interpretasie daarvan beweeg, dat jy dalk 'n woord of twee woorde hoor wat sterk na vore kom. En jy sou op die arms of op die been van daai kruis sou jy daardie woord of woorde op jou eie kon neerskryf. Jy sou later die kruis kon omdraai en kon byvoeg.
Soos daar met die verloop van die diens iets is wat jou raak hoort, dan wil ek jou nooi om dit neer te skryf. En later aan die kruisie saam te vat en om erns te hou. Soos ons by die derde kruiswoord kom, dan sê Jesus vir die mense rondom die kruis, daar is u seun. En daar is jou moeder. Die derde kruiswoord gaan oor troos en versorging. Selfs in sy grootste pyn en verwerping en vernedering is die nood en behoeftes van mense om hom vir Jesus belangrik. So is ons persoonlike versorging ook vir hom belangrik en weet ons dat hy sorg vir ons daaglikse brood, vir ons veiligheid, ons inkomste, vir ons gesondheid, vir ons geestelike behoeftes ensovoorts. Hy is ons herder wat ons lei en na ons belange omsien. Hy gee ook sy gees aan ons as trooster en helper, sê die woord in Johannes 14:26. Kom na my toe, almal wat vermoeid en oorlaai is. En Jesus praat weer en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Aan die kruis beleef Jesus dat God ver is, dat hy hom alleen gelaat het. En dit is die gevolg van sonde. Dit bring skeiding tussen ons en God. En dit isoleer ons van God. Jesaja 59 vers 2. Oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Omdat al ons sonde op Jesus was aan die kruis, omdat hy sonde vir ons geword het, 'n vervloekte in ons plek, het hy Godverlatenheid beleef. Jesus se Godverlatenheid is ook die prys wat hy moes betaal, sodat ons in God se teenwoordigheid kan leef, nou en in die ewigheid. Ek wys vir julle die eerste 4 kruiswoorde op die skerm. En ek wil vir jou 'n oomblik gee om terug te gaan in dit wat ons reeds gehoor het in die oggend. Dalk help hierdie vir jou om iets op die kruis te skryf. Iets wat jy dalk saam met jou wil neem. Iets waarin jy moontlik herinner word. In die stilte, kom ons lees dit, kom ons kyk weer daarna en reageer met jou potlood of met jou pen, soos wat jy dit graag sou wil doen.
Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is u seun, daar is jou moeder. My God, waarom het u my verraad? En die mense rondom die kruis het Jesus weer gehoor toe hy sê, ek is dors. Die 5de kruiswoord beklemtoon Jesus se intense lyding. Ons moet onthou dat hoewel Jesus ten volle God was, was hy ook ten volle mens en was die lyding wat hy deurgemaak het eg en werklik. Dink aan die pyn wat hy moes verduur het vandat hy oorgegee is om gemartel en gekruisig te word. Ter dood veroordeels is naak aan 'n paal vasgemaak, waar hulle geslaan is met houtstompe of met kort swepe waaraan balletjies met skerp stukke been vasgemaak is. Dit het gelei tot diep wonde, geweldige bloeding en intense pyn. En daarna moes die veroordeelde die kruis dra tot by die plek van teregstelling. Al hierdie marteling kon meebring dat ribbes gebreek is, wat dalk 'n long kon stukkend steek en lei tot asemnood. Die gebrek aan kos en water tydens die verhoor en marteling kon by nou ook al ontwatering meegebring het. Saam met die kwaai bloedverlies het daar die liggaam gewoonlik in 'n skoktoestand ingegaan, waar die bloeddruk laat daal het en die hartklop laat afneem het. By hierdie tyd sou die slagoffer al dikwels in 'n koma gegaan het. Die hoofoorsaak van die dood van 'n gekruisigde was gewoonlik asemnood. Veral omdat hy sou sukkel om asem te haal, omdat hy aan sy arms opgehang was. As jy jou bene kon reguit maak, sou dit dalk help. Maar die gekruisigde is so vasgemaak dat sy bene gebuig was en dat hy dit nie kon reguit maak nie. Dit sou in elk geval baie pynlik wees, omdat daar spykers deur sy voete ook was. Jesaja 53 vers 4. Jesaja 53 vers 4. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Soos die boodskap sê, hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar. Dan sou ek dringend dit wil vra. Hier, laat ons nie maar net begaan nie. Gryp in die verloop. Is daar nog hoop? As hy hier sou staan, sou ek van hoopig hart wil uitskreeu. Waarom word daar na soveel eeue nog steeds gestryd, nog steeds gelei? Donald.
ontstaan, sou hy dan doof bly vir gebiede wat smeek sedert die tuin van Eden. Gee ons vrede, gee ons vrede. En hulle het Jesus weer gehoor toe hy sê, Tetelestai. Dit is volbring. Tetelestai, die 6de kruiswoord, is die oorwinningswoord. Dit is die hoogtepunt van die kruisiging, want hiermee sê Jesus dat dit waarvoor hy gekom het, voltooi is, sy werk is afgehandel. Hy het betaal vir die sonde van die mensdom. Tetelestai is 'n rekenkundige term, wat op 'n rekening aangebring word om aan te toon dat die rekening volledig vereffen is. Dit beteken dat die rekening van opgestapelde sonde wat ons teen God het, nou deur Jesus ten volle betaal is. Daar is geen skuld meer teen ons nie. The slate is clean. Tetelestai. Stop.
sonder dat die mense dit noodwendig besef het, het hulle Jesus die laaste keer gehoor. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Die finale woorde voordat Jesus sterf, is woorde van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie, want op die Sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. Hy gee ook daardie oorwinning vir ons. Ons kan met sekerheid onsself oorgee aan Vader, nou en wanneer ons sterf. Want Jesus het daardie pad vir ons gereed gemaak. Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel. En ons weet dat God ons daar sal ontvang wanneer ons sterf. Die finale woorde voordat Jesus sterf is woorde van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie, want op die Sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. Hy gee ook daardie oorwinning vir ons. Ons kan ook met sekerheid onsself oorgee aan die Vader. Ja, ons kan dit nou doen. Ons kan dit ook doen wanneer ons sterf. Want Jesus het daardie pad vir ons gereed gemaak. Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel. En ons weet dat God ons daar sal ontvang wanneer ons sterf. Die lied wat ons nou gaan sing is 'n lied van oorgawe. So as jy dit kan doen, wil ek jou nooi om op te staan in I surrender saam met die mense aan die tafel met jou te sing. Kom ons staan. With every breath
daar sien julle weer hierdie 7 frases. Jou kruisie lê voor jou. Ek gaan dit weer stadig deurlees. Dalk is daar iets net vir jou, om een of ander rede, wat jy daar wil neerskryf. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is die seun, en daar is jou moeder. My God, waarom het U my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En weer vir julle die ou kruis speel, terwyl jy myner, terwyl jy nadink, en terwyl jy weer herinner word aan Jesus se woorde. Daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vandag voor die hak het hy gedans en jy na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swat, want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? En wie sal my gitaar se snare breek? Wie sal my kan doodmaak as my voete in dans verlos wil breek? Want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak. Daar was daar nooit die pyn, deur die spykers, deur die bloed, dat die houtkruis kraak. Want daar was 'n houtkruis, jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ja, daar was 'n houtkruis,
sal ek sing. Ons gaan ons gereed maak vir die nagmaal. Daarom gaan ons net luister na die klavierspel in hierdie bekende woorde van laat Heer U vrede deur my vloei. Oomblik van nadenke en dan gaan ons saam die brood eet en die wyn drink. Die nag voordat Jesus aan die kruis opgehang is, het hy saam met sy vriende gekuier, hulle het geëet, aangelê om te eet, en hulle het wyn gedrink. En ergens op 'n stadium in die aand het hy vir hulle gesê, kom ek verduidelik vir julle wat die Here self oor die nagmaal gesê het. En dit alles die nag gebeur toe Jesus gevang is. Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en hy deel dit uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer wat julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. En op die tafel is daar 'n in Afrikaans gesê 'n ban wat toegedraai is in sellofaan. Daar is 'n bakkie op die tafel ook waarmee jy jou hande sou kon afspoel en 'n groen servet waarmee jy dit sou kon afdroog. En ek wil hê dat om elke tafel waar daar 6 of 2 of 4 mense sit, dat jy daai brood sal breek, dat jy dit sal vat en dat jy vir die persoon langs aan jou die brood sal aanbied. Jy kan dit in swye doen. Jy kan vir die persoon langs aan sê, Jesus het jou baie lief. Jesus het dit vir jou gedoen. Jesus het sy liggaam op die spel geplaas. Die woorde wat by jou opkom. Dan kom ons deel dit uit aan mekaar. Sodat elkeen 'n stukkie brood van iemand anders ontvang. Praat met mekaar. Geniet dit en dink daaraan dat Jesus dit vir jou gedoen het. As jy jou eie stukkie brood sou wil uithaal, is daar in die klein bakkie iets wat jy dit so weer kan doen.
die wyn en die druiwesap en die brookies. En dan kan seker maak wie watter wil hê en dan kan julle dit gooi in jou vreeslike klein glasie wat daar is. En dan sal ek die instellingswoorde met julle deel. In die boodskap lees ons in 1 Korintiërs 11. Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is en toe sê hy: Die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met jou gemaak het omdat my bloed vir jou gevloei het. Drink die wyn. En elke keer as julle drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Kom ons drink die wyn en die sap. En ons dink aan dit wat ons vanmôre alles gehoor het en dit wat Jesus vir my gedoen het. Op die tafel lê daar ook 'n wit klip. Ek wil vra dat jy so lank daai klip sommer net sal hou vas. En hier waar ons die brood en die wyn gedrink het, gaan ons vir 'n oomblik saam bid. Ons sluit met die oor. Here God, voor ons op die tafels was brood en wyn. 'n Klein stukkie brood vir elkeen en skaars 'n slukkie wyn. En tog is dit soveel meer. Dit is die sel wat U hier voor ons gebreek en uitgegiet het. Want dit is nie net brood en wyn nie, dit is U liggaam, U bloed, geoffer vir ons. Dankie Here vir U offer. Dankie dat U ons so liefhet. Ons voel onwaardig dat U die hoogste prys betaal het vir ons, want ons is sondaars wat niks by U verdien nie. Ons prys U oor die groot liefde en genade vir ons. Amen. Op die tafel lê daar ten minste een koutjie. En op die tafels waar daar minder mense sit, lê daar ook koutjies, so julle kan die nader staan en dalk van daai koutjies bring daar op julle tafels. Sommige tafels kan ons dit reg kry met 'n tweede koutjie. Maar hierdie klip wat ek in my hande hou, sou ook maar net 'n simbool kon wees. En op die foto sien julle wat het mense by 'n sekere geleentheid gedoen toe hulle so by mekaar was. So jy sou ook die koutjie kon neem en op hierdie klip sou jy 'n kruis kon trek, kon teken. Dit mag moontlik tyd neem. Julle sal dit kon doen terwyl ek nog 'n paar afkondigings met julle deel. En dan kan hierdie klip saam huis toe gaan. En jy sou hom ergens op 'n plek kon neersit. En dink aan hierdie lydenstyd
wat jy met jou broers en jou susters gedeel het, en waar dit jou geraak het, en hoe dit jou geraak het, en wat jy gehoor het. 'n aantal jare gelede het 'n vriend van my, en wat effens, wat baie naby aan my gebly het, saam met my ingeskakel het by 'n Bybelstudie groep, nadat hy op, as ek reg kan onthou, op 51, 52 jarige lewe, tydens Kersfees tot bekering gekom het. Ek stap by die kerksaal in, en hier staan hierdie groot kerel op die trappies, en hy sê vir my, ek soek 'n Bybel. Hy vertel vir my later, ek wens jy kon jou gesig gesien het. Ek nooi hom na my huis toe, en hy vertel vir my hoe die Here in sy lewe ingekom het, en wat die effek daarvan was. Van ons mense wat in die weermag is, en wat die oorkant en daar oorkant opleiding kry, hy het daai roete, daai pad, daai lewe geloop. En hulle was manne wat so 2-2 saamgeloop het, as julle dalk verstaan wat ek vir julle sê. Ek gee vir hom 'n Bybel, en ek sê vir hom, ons moet nou seker maak, wat se Bybel vir jou die beste gaan wees. Enkele weke gelede begrawe ek 'n vriend van my op 'n Ketberg, en daar kom 'n man na my toe, en hy sê vir my, jy onthou van Mike, dis nou Michael. Michael sê vir hom, en Michael is oorlede. Nadat hy maandag aand rondom die ronde tafel gesit het, vertel hy vir die ou, en die ou vertel dit vir my. Hy sê, jy het jou eie Bybel vir hom gegee. En dit kon hy nie verstaan nie. En dit het 'n rol gespeel in sy lewe, dat hy 'n lewe van oorgawe geleef het, so lank soos wat hy geleef het. Een Woensdagmiddag, dalk was dit 'n Donderdagmiddag, want daar het ons die Donderdag aand by mekaar gekom vir 'n geleentheid soos hierdie in die saal. Kom hy by my aan, hy was 'n grofsmid, 'n blacksmith ook, baie gawes gehad. En in sy hand het hy 3 spykers, wat hy self uitgekap het op sy aanbeeld. Nou, daai spykers is nou ergens nog in 'n boks in my garage. Ek wens so ek kon dit gekry het. En daarvan af het daai 3 spykers op ons voorportaaltafel gelê. Ek kon nog net nie my hande weer daarop lê, sodat dit op dieselfde voorportaaltafeltjie sy plek kon kry nie. Sommige net vir interessantheid. Hy het later op 'n stadium, dit is die eerste 3 spykers wat hy gemaak het. Dit was nou volgens die alle aanduidings van wat die maat en die voorkoms daarvan was, wat in Jesus se hande en voete ingeslaan is. Daarna het hy 100 van daardie spykers gemaak, en Angus het daarvan gehoor. By een van die geleenthede het Michael daardie 100 spykers by hom besorg, en hulle het dit uitgedeel aan manne by 'n byeenkoms. Die klip sou dit kon wees ook in jou lewe. Christus sou dit kon wees in jou lewe. Ek dank die Vader daarvoor
dat Jesus, dit is in my lewe. En ek dank die Here vir elkeen van julle wat hier sit, wat kan sê, Christus, Jesus Christus, in my lewe. Vat die klip vas, en dan gee ek vir jou 'n oomblik van gebed. Here, dankie dat ek kan leef vanuit u hande en uit die feit dat u lewe geoffer het vir my, dat u vir my die brug geslaan het na God die Vader toe. Dankie dat ek dit saam met hierdie mense kan bely. En dankie dat ons kan beleef, dat ons kan proe, dat ons kan eet, dat ons kan hoor en dat ons kan sien. Dankie dat ons met ons sintuie en met ons 6de sintuig kan aanvoel dat u hier is vir ons. Here, ons wil u loof en u prys vir u goedheid, want aan u liefde is daar geen einde nie. En ons weet, soos 'n pa omgee vir sy kinders, so gee u om vir ons. Soos 'n ma haar kinders kan vasdruk aan die bors, so doen u dit met ons. U het ons vergewe al ons oortredinge. Dankie dat ons die brood en die wyn kon proe, kon sien, en ons weet is waar. Dankbaarheid wil ons u prys, en ons wil u volg, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, 'n paar laaste woorde. Nee, miskien net voor dit, ek wil tog vir julle geleentheid gee vir 'n offergawe. Ons ouderlinge is hierso, as die pen nog nie by jou uitgekom het nie, maak seker dat hy by jou uitkom, die koutjie, voordat ons uitbeweeg huis toe. 'n Oomblik om die Here te dien ook met 'n offergawe, en dan later dan by die deure ook 'n deuroffer wat gaan vir ons sindale werksaamhede. En net maar om te sê op die snapscan, na by die deure, soos mens uitstap, so dan twee van hulle, sou jy dit op kaartlose manier, of wat nee, op 'n kontantlose manier ook 'n offergawe vir die Here wil gee. Dan is julle welkom om dit te doen. Kom ons sluit die oë. Here, waar ons vanoggend geluister het, hoe lief u vir ons is, kan ons maar net in dankbaarheid sê, ons verdien dit nie. Here, ons bid dat u deur die Heilige Gees ons elke dag sal lei om gehoorsaam aan die woord te wees, gehoorsaam aan die opdragte. Ons dank u ook vanoggend vir die offergawes, die dankoffers wat ingesamel is. Ons bid, Here, dat u dit sal aanwend tot eer en verheerliking van u naam, tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Ons bid ook dat u
met ons sal wees in hierdie dag. Seën ons, vergewe asseblief ons sondes in Jesus naam. Amen. Die manier wat die buitekant in die pad is, lyk omtrent soos hierdie ene wat op die skerm is, volgende Saterdag, om 9:00. En dan lyk dit vir my, as jy nog een of ander bydrae wil maak voor die bazaar, dan sou jy dan nog 'n paar bestanddele vir pudding kon kom aflaai hier so by die kerkkantoor. En dan is daar ook 'n behoefte aan mense wat moontlik nog by die tafels kan help, verskillende tafels. En as jy dalk 'n hand kan gee, en jy aangee van vleis, of die vat van koekies, of die kry van 'n pastei, gee asseblief julle name ook deur, en dan julle broers en susters, het ons nou al baie gesê oor 40 dae gegee vir mekaar. Baie dankie vir al die name wat in die laaste tyd bygekom het van mense wat wil inskakel by klein groepe. Miskien is daai laaste enetjie daaronder baie klein geskrywe, maar ek het daar gesê 'n tyd van fokus in die gemeente. Almal lees dieselfde tekste en almal praat dieselfde taal. Tyd van fokus, 'n tyd waarin ons wil bid dat die Here 'n besondere pad met ons sal loop van groei. En daar's boekies wat bykans klaar is, en ons hoop dat hulle beskikbaar sal wees teen die laaste Sondag van hierdie skoolkwartaal, met ander woorde oor 2 Sondae. En die boekie maak daarvoor voorsiening dat jy elke dag op pad na die eerste Sondag se geleentheid toe, se preekgeleentheid, dat jy 'n dagstukkie kan lees. En dan kom ons by die Sondag se erediens uit. En dan sal dit 'n absolute bonus wees as jy in daai week saam met 'n klein groepie mense bymekaar kan kom, waar julle 'n bietjie kan saamgesels oor dit wat in die afgelope week julle van gehoor het en wat met julle gebeur het. Daarin het ek verlede Sondag deurgegee, ek het gekyk na die eerste week, is daar praktiese, lekker, toepaslike gesprek, en jy sal vir mense kon sê, maar wat is dit hier in hierdie gemeente wat jou opgewonde maak? En dan sou julle 'n verdere tree kon gee en kon sê, wat kan ons doen om hierdie gemeente 'n meer huisliker karakter te gee? Dis van die praktiese vrae en sluit aan by die Sondag se teks. So op jou tafel lê 'n papiertjie soos hierdie. En dis vir ons belangrik om te weet wie is die mense wat inskakel, wie wil graag by 'n groep kom, of watter groepe bestaan. Want hierdie boekies wat so 'n stuk of 42 bladsye is, word almal gedruk en gebind en dit word aan almal beskikbaar gestel ook. So ons moet weet hoeveel daarvan ons moet gereed kry. Ons gaan dit uitdeel aan julle. En daarmee saam sal daar dan nou ook so 'n boekmerkie wees wat sê wat is die 6 Sondae, wat is die tekste. En ja, ons sal nog meer daaroor sê. Ons sal verder ook elektronies aan julle inligting deurgee vir die 2 weke. So kom, moenie dat dit verbygaan nie. En as jy nou 2 van die 6 Sondae of naweke nie hier is nie, dan kan jy dit inwerk. Al wat jy gaan mis is dat jy nie dan deel is van daai tyd van die groepie nie. Maar dan kom jy weer by. So praat met ons daaroor en ons kan vir julle meer inligting gee, maar ons wil julle baie graag uitnooi om deel te wees van hierdie 6 geleenthede. Imagine inskrywing sluit eerskomende Woensdag die 18de, en dan is daar môre ook 'n spesiale besoek vir 3 van die meisies wat by die huis bly, daar by Huis van Heerde. Hulle is hierdie fase van hulle lewe, hulle wil baie graag ook gaan. En julle sal verstaan dat ons hulle moet help. So julle kan by die kerkkantoor, kan julle ook daaroor gesels. En nou wil ek julle na huis toe gaan, want julle het seker nou al lus om huis toe te gaan. Gelukkig het julle dan ietsie geëet en ietsie gedrink, so julle is op pad op die roete wat vir julle voorlê in die dag. Ek het ergens op 'n pol, ek het verkeerd gehoor, ek het gesê gaan vandag weer 37 wees. Is dit so?
Dit voel glad nie so nie. So, geniet elke oomblik wat jy kan lewe. En doen dit voluit. Maak dit maklik vir die mense rondom jou en naby aan jou. En dan gaan ons staan en ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Susters, genade vir julle. Mag julle God se liefde en vrede ervaar. En mag elkeen van julle sy lig wees daar buite. Mag mense in jou vir Jesus ervaar en vir Jesus sien. En ons bid dat die Gees daardie getuies sal gebruik, sodat hy daardeur verheerlik word in hierdie gemeenskap van ons.